Goeiemôre en welkom. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad. Dis vandag die 4de Augustus. By ons op die stadium in Saldanha is dit windstil. Dis koel en dis lekker dik toegemis. So ons het nou net weer vanoggend gou vinnig na die weervoorspelling gekyk. Die weervoorspelling praat van reën môre en oormôre, definitief nie vandag nie. Is my wasdag, ek moet was vandag. So ons wag vir die son om op te kom op die stadium. Wag ons maar vir die son om te lig. Baie keer lig die son laat, die son lig baie keer hier by ons. Eers hierso by hier van 10 uur tot 12 uur se kant. Ek het al gehad dat die son tussen 11 en 12 eers lig. So ons hou maar dop wat die sonnetjie maak. Vandag dan kan ek môreoggend vir julle sê, maar op die stadium is dit 'n pragtige oggend. Hierdie pragtige Dinsdagoggend is net dik mis. Ons wag vir die, soos ek sê, ons wag vir die mis om te lig. Ek bid vir julle 'n amazing Dinsdag toe, dag wat voorlê. Ek hoop julle het 'n vreugdevolle en 'n vrede dag in volle vrede. En ek hoop die boodskapie van vanoggend bring vir ons 'n bietjie nader aan die Here en ons luister net wat die Here vra. Ek dink as ons in die oggende kom sit en hierso ontspanne raak hier by die woord van God, so jammer ek kan nie musiek speel nie of miskien net 'n bietjie agtergrond musiek speel net om ons in die regte, hoe sê hulle, vibe te sit, net in die regte rad te sit, of miskien moet ek sê ons moet onsself uit rad uithaal. Dat is in neutral kom, dat is ons hart oopmaak, ons ore oopmaak, ons verstand oopmaak, ons oë oopmaak en net aanvanklik raak vir die woord van God. Moet ek ook sê dat baie oggende in my, ek weet nie hoe jy voel nie, baie oggende is die woord soos 'n mes, hy sny 'n bietjie diep. Baie oggende is dit soos 'n soothing. Dit is ook nie so maklik nie. Ek dink ons kan dit so maklik. Die Bybel leer ons baie mooi dat om 'n Christen te wees is nie 'n gladde pad nie. Glad nie. Dit lyk meer soos 'n hartklop. Met ander woorde, jy het jou highs en jy het jou lows. En ek dink jy gaan jou hele lewe lank op 'n low hardloop en ek dink jy gaan jou hele lewe lank op 'n high hardloop. Maar terwyl dit met jou goed gaan en die Here is goed vir jou, loof hom en prys hom. En dis miskien, hulle sê dit baie keer, is die tye wat dit swaar gaan met jou, die tye wat jy die meeste op jou knieë is, en dat die tye wat ons die naaste aan ons Here lewe. En dit is so. Ek weet nie of jy met my saamstem nie. Die tye wat dit swaar gaan in jou lewe, in jou familie se lewe, in jou naby familie se lewe, soos wat by jou lewe, dan lewe ons naby aan die Here. Dit is miskien sy tyd om daai vuur te gebruik om ons 'n bietjie as goud te louter as sy kinders. En ons dink nie so nie. Maar as dit goed gaan, dit is so, en ons kan nou nie wegredeneer nie. Baie keer vergeet ons om so te lewe, so naby aan die Here te lewe. Ons beweeg 'n bietjie weg van die Here af. Die boodskap van vanoggend is, toe ek so deur die boodskap lees, dink ek, dit is nou net weer 'n bevestiging wat die Here vra. Ek het so 'n tydjie terug het ek gepraat oor die Heilige Gees en wie die Heilige Gees is. As julle wil hê ek moet weer gaan druk en gaan draaitjie daar, sal ek met die grootste graagte, die Heilige Gees lewe binne in ons. Maar dit lewe binne in ons as ons die Heilige Gees 'n geleentheid gee om binne in ons te wees. Ons moet net hou, ons as mense het ons eie wil. Die Here het ongelukkig vir ons 'n wil gegee wat kan sê, nee Here, ek wil nie, ek wil so. Ken julle sulke stram mense, of is ek en jou sulke stram mense wat sê, ja, ek sien hoe dit gedoen word, waar ek wil my eie kop stamp, ek wil dit op my manier doen. Ek ken baie mense wat so is. Of as jy vir hom raad gee, nee, ek stel nie belang in jou raad nie, ek wil dit op my manier doen. Die Heilige Gees is nou daai gedeelte van die Here wat binne in jou, daai een van die gedeeltes van die drie eenigheid, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Nou daai gedeelte het die Here gelos toe hy gesterf het en opgevaar het na die hemel, het hy dit gelos hierso by my en jou. Hy lewe binne in jou. So ons kan nie sê die Here of God is ver van ons af nie. Nee, hy leef binne in jou. Maar gaan ek en jy hom geleentheid gee
om binne in ons te leef, gaan ons om vandag, hy in die liefde is so hand aan hand, ons dink baie keer ons is baie oulik as ons goeie goed doen, vir iemand iets gee in sy hand, miskien 'n R10 of 'n R5 of maak nie saak nie, R20, hoe is ook al vul, as ons vir hom 'n broodjie maak, as ons vir hom ietsie gee, as ons vir hom sê, ek is lief vir jou, as ons vir hom op die skouer vat en bid vir hom, ek dink nie ons moet soveel, ek wil amper sê, soveel, as dit in die weermag tydperk was, van die van julle wat in die weermag was, of weet van die weermag, sal weet, as jy rang op jou skouer het, dan raak jy nou 'n bietjie hoër as die res. Ek dink ons moet ons as persoon so 'n bietjie hoër plaas, maar as jy nou saam met my redeneer vanoggend, dan sê jy sien waarop ek eintlik neerkom. As jy agterkom in jou lewe dat eintlik is dit die Heilige Gees wat deur my en jou werk. Miskien herken jy vanoggend die boodskap of die stukkie uit die Bybel uit genade alleen. So met ander woorde, ons is nie so cool en so okay en so goed soos wat ons dink nie. Is baie keer die Heilige Gees wat ons toelaat om deur ons op te tree en so cool en so goed en so mooi te wees. Dis hoekom dit baie keer hartseer is, jy hoor mense, dan vertel hulle die verhaal hoe hulle gered is, hoe hulle weer lewendig geraak het, maar jy hoor nie een keer die Here of God se woord op hulle, die vertelling wat hulle vertel, die storie wat hulle vertel, hoor jy nooit, die Here was betrokke of dankie Here daarvoor nie. Nee, hulle dink, hulle is so cool, hulle liggaam is so cool om uit die, ek wil amper sê, uit die doodheid op te staan, en hulle kom nie agter, dat wat se geleentheid hulle eintlik gemis het daar, om die Here se naam groot te maak nie. So die stukkie vanoggend is weer 'n stukkie wat vir my en jou sê, raak minder van jouself, raak meer van die Heilige Gees, raak meer van die Hemelse Vader, dan sal ons die paadjie beter en die paadjie reg kan stap op die Dinsdag. Kom ons lees vanaf vers 12, die van julle wat julle Bybel saamgebring het, Romeine 8, dan lees ons gou daar vanaf vers 12, nie gou nie, jammer daaroor, dan lees ons Romeine 8 vanaf vers 12. Ja, ons is mos in die wêreld van gou, net gou vinnig eet, net gou vinnig ry, net gou vinnig praat, en ja, ons is in die woord, ek is maar daar in die menslike lyn ingeval. Kom ons lees, en nie vinnig nie, ons raak stil, en ons luister wat die woord vir ons sê. Romeine 8 vanaf vers 12. Ek hoop jy het jou koppie koffie saamgebring, of jy het al jou koppie koffie langs jou, of jy lê in die bed, lê met 'n koppie koffie by jou. Daar's niks wat so lekker is as 'n lekker warm koppie koffie op 'n koel oggend nie. Romeine 8 vanaf vers 12, daarom dan broers en suster, ek sê die susters by, het ons verpligtinge, maar nie teenoor ons sondige aard en om daarvolgens te leef nie. Nee. Want as julle volgens julle sondige aard lewe, sal julle sterf. Luister mooi, want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Eina, klink dit nie verskriklik, klink dit nie hard nie, en dis wat die Bybel vra, en dis wat die Here vir jou vra, maar as julle nie deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak nie, sal julle leef. Maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. So met ander woorde, daai verkeerde optrede, daai verkeerde dade, as julle dit doodmaak, sal julle leef. Julle maak die een dood. Dit is so verskriklik as jy kyk rondom jou en jy hoor van hierdie persoon wat dood is, daai persoon wat dood is, en dan hoor jy aan die ander kant, daar is 'n baba gebore, daai een het 'n nuwe dogter ryker geraak, daai een het 'n nuwe seun is gebore. So ja, dit is maar die een dood en die ander een staan op. So met ander woorde, in hierdie geval, die verkeerde praktyke in jou liggaam maak jy dood, en die Heilige Gees kom in daai plek en hy leef. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Ek kan hierdie stukkie uitsonder vanoggend, want dis die boodskap, en dis die stukkie wat ek gaan publish. Ek moet net die woorde besluit hoe hy gaan kom, want hy's 'n bietjie lank. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Miskien moet jy hom afkort en sê, kinders van God word deur die Gees gelei.
presies dieselfde. Ek dink ek moet hom so afkondig en sê, ons tema vir vanmôre is, kinders van God word deur die Gees van God gelei. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring nie, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is en deur hom roep ons Abba Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is ons ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename met Jesus Christus, mits ons inderdaad saam met hom lei, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Vers 14, almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Ek dink op daai noot, op daai pragtige versnoot en op daai gedeelte wat die Here vir ons roep tot werking, daai vers vir vandag vir my en jou, maak ons oë toe en ons kom sit by die Here se voete. Ons liefdevolle hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend by u voete kan kom sit. Dankie vir hierdie stukkie in die Bybel. Dankie Here dat u ons weer herinner. Raak minder van jouself en raak meer van my. Raak ontslaaf van jou verkeerde dade, jou sondige dade. Want die oomblik as daai dade sterf, dan raak die Heilige Gees lewendig in ons. En ons raak onmiddellik erfgename. Dat ons daai erfporsie kan gryp en sê, ons het die erfporsie in ons hande geneem en 'n deel gemaak van ons. Ons is kinders van God. Help ons deur die Heilige Gees, Here, om die regte pad te loop, die regte rigting te loop, u triekie vir triekie te volg. Die pad is lank en die pad is ongelyk, maar met die Heilige Gees in ons, en as ons toelaat dat die Heilige Gees ons lei, kom ons by die regte wenstreep uit. Dankie daarvoor, Here. Help asseblief vir ons op hierdie Dinsdag om die regte baadjie aan te trek, dat ons daai baadjie uit die kas uit haal, die baadjie van liefde, om afstof as ons hom lanklaas uit die kas uit gehaal het, dat ons hom aantrek, en die belangrikste is, as ons daai baadjie aan het, dis die baadjie van liefde, dat ons het sal uitlewe rondom ons, Here, want ons kan nie daai liefde by onsself hou nie. Daai liefde is soos die sleutel wat die lewe oopsluit. Daai lewe is soos die sleutel wat alles rondom ons verander. Dat die verandering, Here, vanoggend by ons begin. Help ons om die Heilige Gees toe te laat om goeie werke deur ons te doen. Vergeef asseblief ons sondes en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Here, ons kyk op na u vanoggend. Ons steek ons hande in die lug en ons sê, Jesus, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewens en geestesvoertuig en bestuur ons in hierdie Dinsdag in, bestuur ons in die res van die week in en bestuur ons in die res van die jaar in, Here. Want ons weet waar u in beheer is, daar is ons veilig. Here, ons kom voordat ons klaarmaak vanoggend met gebed, kom ons gou, dit is soos ons mense is gou. Here, kom ons vir Serena opdra aan u. Serena is weer opgeneem in die hospitaal, dit gaan op die stadium nie baie goed met haar. Here, maar ons glo en vertrou, en ons bly en bid vir haar. Ek het gister baie goeie nuus gehoor van Ian, is bly om saam met hulle bly te wees, is lekker om saam met hulle te bly te wees, is lekker as 'n ou bid en jy sien die Here het uitkoms gebring. Ons wag net vir bevestiging, dan kan ons dit met almal deel, dan kan ons voorlopig vir Ian, nog nie afhaal van die lys af nie, maar voorlopig weet dit gaan goed, is lekker om vir iemand goeie nuus te bring. Is nie altyd lekker om sleg nuus te bring, Here, maar is lekker om goeie nuus te bring. Dankie daarvoor, ons loof u, ons prys u. En al die dinge doen ons slegs omdat ons weet, u is groot en u is almagtig. U is die hemelse Vader, u is lief vir ons. Amen.